Goeiemôre, dit is dan 1 Augustus 2026, lesing 78 van die Groot Johannes Evangelie, boek 4. En ons is nou by hoofstuk 1:4-3. En Joshua het in die vorige hoofstuk verduidelik wat sy toorn of woede is by die skepping van Adam en die feit dat hulle uit die tuin van Eden verdryf is. Het hy vir ons baie mooi verduidelik dat dit glad nie enigstens sy toorn of woede was nie, maar dat dit sy liefde was, wat dit moes doen om die adamitiese ras te bewaar, sodat hulle nog vandag, die nasate van Adam nog vandag op aarde is, en ons ou groepie hier deel daarvan is. Nou gaan hy aan en hy verduidelik die toorn of die woede by die sonvloed. En dit is hoe ons groot geword het. Vader het kwaad geraak van die mensdom en toe bring hy 'n vloed en toe verwoes hy hulle. Ons het nie eintlik beter verstaan nie, want vanuit die skrif alleen kan jy nie altyd die goed presies opneem nie. Maar ons het daarom in die boek van herinnering, het ons die boek van Henog en ons het die boek van die opregte, wat vir ons meer inligting gegee het oor die vloed. Maar nou het ons nog meer gekry in die laat reëns wat hy vir ons uitgestort het, in die jaar 1845 deur hierdie profeet Jacob Lorber. En as julle dit nog nie gelees het nie, gaan lees oor die vloed in die boek Die Huishouding van God of Elohim. En die vloed word spesifiek in boek 3 behandel aan die einde. Ek sal sê die laaste 20 hoofstukke gaan dit oor oorsake en redes vir die vloed, presies waar die vloed was en waar hy nie was nie. En hou altyd in gedagte as ons praat van 'n sondvloed, dat dit 'n vloed is. Dit was nie 'n damwater wat reg om die aarde nou plaasgevind het nie. In die begin het ons baie van ons mense dit gedink, want die woord sê dat al die berge was bedek met water, dink ek amper 1 kilometer bo kan die hoogste berg, en dit is Mount Everest. Dan wonder jy nou waar al die water heen gegaan het, nadat die vloed opgehou het. Want water wat vloei, of 'n vloed is, loop tog mos na die laagste punt toe. Maar Joshua verduidelik ons dan in die huishouding, dat dit gaan oor die vloed van sonde, wat in die bewoonde gebied van die aarde plaasgevind het. In ander gebiede, waar ander wesens en ander mense gewoon het, het daar nie 'n vloed plaasgevind nie. As jy die huishouding gaan lees, sal jy sien, dat Vader die stamvaders van Japan weggevat het uit hierdie gebied waar die vloed was, en hulle gaan plaas het op daai eiland, met die naam van daai tyd I-Japon, wat toe later Japan geword het. So het hy ook die Chinese weggevat, en hulle na die gedeeltes in Asië gebring, wat redelik hoog was, wat nie die hele sonvloed ervaar het nie, en dan het hy nog Kain se nageslag, nadat hy Kain gemerk het, deur hom in 'n ander ras in te brand, dit lees jy als in die huishouding, het hy toe ook na 'n ander plek toe gevat, na die Australasia eilande en in die Suidsee daar. So die vloed was in die bekken vandag waar Rusland se Kaspiese See is. Daar die hele gedeeltes van Europa, deur Asië afgekom, ook 'n stuk van Afrika het ook onder die waters gelei, en so het hy uitgespoel onder in die Indiese Oseaan. Dis waar die vloed gevloei het. Dit is nou net so 'n bietjie aardrykskundig, maar hier gaan ons vanmôre lees oor hoekom dit ontstaan het. Was dit werklik Vader wat iewers klomp krane gehad het wat hy oopgedraai het? Of was dit weer soos al die woede en toorn van Vader is juis
die gevolge van die mens se ongehoorsaamheid. Dit is waaroor dit gaan. Nou sê Joshua die meester, ja, Elohim se wysheid kan haar wel verset, wanneer mense wat reeds ontwikkel en minstens halfpad geryp is, moedswillig en ook kwaadwillig teen die orde van Elohim opstaan. Maar daarvoor is daar dan weer die liefde van Elohim, wat in haar groot geduld altyd deugdelike middele teenoor die verkeerde neigings van die mense weet te stel en hulle weer op die regte pad bring, waardeur ten slotte my einddoel met die mensdom tog altyd bereik moet word, sonder dat die mens soos 'n masjien daartoe gedwing word deur die een of ander almagtige wraak van Elohim. Maar selfs hierdie middele moet nie as 'n gevolg van die toornige goddelike mag gesien word nie, maar suiwer as 'n gevolg van die verkeerde handelswyse van die mense. Die wêreld en die natuur het immers binne die bestaande korrekte orde van Elohim noodsaaklike en onveranderlike, onontkombare wette saamgekry. Die mens is egter ook aan sulke wette onderworpe, wat sy vorm en sy liggaamlike wese aanbetref. As die mens hom nou op die een of ander wyse teen hierdie orde wil verset, en die wêreld wil omvorm, dan word hy daarvoor nie deur Elohim se toorn gestraf nie, maar deur die aangetaste, strenge en vasstaande goddelike orde in die dinge self, wat so moet wees soos dit is. En hier spreek Vader twee goed aan in sy orde, en dit is die vorm van die mens en sy liggaamlike wese. Nou dit is van die sondes wat voor die vloed plaasgevind het. Deur Satans gevalle engele, wat met die mens gemeenskap gehad het, wat duidelik in Henog beskryf word, en wat daaruit voortgespruit het, was juis skepings, of teelings, eerder dit noem, wat buite die oorspronklike orde was. Die Adamiet het gekruis met gevalle engel, die dogters eerste, en toe het die mense wat op die aarde was, wat in die laagte gebly het in Kain se stede, het hulle vermeng met die ander pre-adamitiese wesens, en so hulle vorm verander, en so het daai produkte van daai vermenging weer vermeng met die gevalle engele se vermengings, en uiteindelik het jy een groot verbasterde menigte gekry. En daar is nog steeds mitologiese beelde en sketse wat op klippe uitgekap is van hierdie wesens. En dit is nie so ver gesog nie. Half mens, half dier en al die ander soorte reusagtige verbasterde wesens met koppe van diere ensovoorts. Ons het altyd gedink dit is nou maar mites, maar mites het altyd 'n oorsprong. Iewers was daar iemand wat hierdie goed opgeteken het. En die groot ding wat in Genesis 6 staan, dat die gevalle engele afgekom het en met die mens gemeenskap gehad het, as jy daai vers in die Hebreëus lees, het hulle 'n stukkie uitgelaat. Daar staan, en dit sal weer so wees. Dis hoekom jy in die tyd na die vloed die verspieders skryf van Moses wat terugkom en sê, nee, ons kan nie in Kanaan ingaan nie, daar's reuse, ons lyk so sprinkane teen hulle. Dan kry jy die getuienis van Og, wat 'n bed gehad het, ek kan nou nie meer presies onthou nie, maar ek onthou dis naby van daai muur van die saal tot daar. Dit is sy bed gewees, wat in die Bybel beskryf word. En jy kry vir Goliat. Vandag kry jy nog steeds hierdie goed. Dit word net vir die mense redelik verborge gehou. Ek het met 'n man gepraat wat in die Bosoorlog diep in Angola was. En hy sê hulle het so 'n Nephilim ding raak geskiet, doodgeskiet.
'n massiewe ding, maar hulle mag geen foto's van dit geneem het nie. Hoe dit ook al sy, die groot oorsaak van hierdie wêreld vandag se boosheid is omdat die mens, die Adamiet, die wit man, sy vormprys gegee het aan ander rasse, hoofsaaklik, en feitelik die hele wêreld nou 'n verbasterde gemors is. Daar's nie 'n ander verklaring of 'n ander storie oor hierdie goed nie. Die hele Suid-Amerika is een groot verbasterde groep mense, met die inheemse, met die negroïdes wat ingekom het, met die Spanjaarde ensovoorts. En hulle is deur die bank oorwegend, almal van hulle is afgodedienaars. Hulle sê wel, hulle is Rooms-Katolieke, maar dit is nie wat daar bedryf word. Christen godsdienst, die ware boodskap van Yeshua word nie daar bedryf nie. Dit is deurtrek van heksery en towenaars. Gaan kyk in elke ander basternasie se godsdienst. Dis alles heidense aanbidding van afgode. So afgodery gaan saam met verbastering. En dan word die hele aarde 'n rioolpoel van boosheid, wat binne hierdie gelowe aanvaarbaar is. Ek wil nie eers praat van die Joodse kabbalistiese en talmoediese geloof nie, waar dit by hulle absoluut normaal is om gemeenskap te hê met dogtertjies van 3, 9 daarom, wat dit absoluut normaal is vir hulle om die bloed te drink, en ook sien ons nou om die vleis te eet van hulle slagoffers. So, mensvretery was in Afrika aan die orde van die dag 400-500 jaar gelede, toe die wit man hier ingekom het. En ons het gedink, dis barbare wat dit doen alleenlik. Nee, die hoogste bome in die westerse nasies, wat nou in wêreldposisies is, wat in akteursposisies is, wat jy en ek elke aand in ons sitkamer innooi via die televisie, hulle is juis die grootstes wat so boos optree. En nou vra mens jouself af, hoekom word hierdie boosheid nie deur Vader gestop nie? Selfs in hierdie boosheid is die vrye wil nog erken deur Vader, wat net wys hoe lankmoedig die liefde is. Maar op een of ander stadium gaan 'n streepie deur almal se rekeninge getrek word. Ek en jy moet net sorg dat ons by hom staan. Ons gaan verder. Jy vra jouself nou af of die sonvloed ook as 'n natuurlike en noodsaaklike gevolg van 'n verkeerde handelswyse gesien moet word. En ek sê vir jou, ja, so is dit. Meer as 100 sieners en bodes het ek opgewek, en ek het die volke gewaarsku teen hulle handelswyse, wat teen die natuurlike en goddelike orde ingegaan het. En ek het hulle meer as 100 jaar lank uiters ernstig gewys op die verskriklike gevolge vir hulle liggaam en hulle siel, wat noodsaaklikerwys die gevolg daarvan sou wees. Maar hulle boosaardige moedswilligheid het so ver gegaan, dat hulle in hulle blindheid die bodes nie net bespot het nie, maar selfs baie gedood het, en sodoende letterlik die stryd met my aangeknoop het. Maar tog word ek daarom nie van toorn of raaksig kwaad nie, maar ek laat hulle gang gaan, en die droewige ervaring opdoen, wat onverstandigheid en onkunde, wie self skuldig was aan wat julle is, dit is nou die mense om hom onkunde, met Elohim se groot natuur en ordening beslis nie alles mag doen, wat hulle in hulle blindheid goed dink nie. Die orde van Vader is daar, dat ons dit moet gehoorsaam. En as ons uit die orde gaan, dan sal die gevolge ons inhaal. Soos wat
ons nou sien, reg oor die wêreld, is daar siektes wat die mens nou plaag, wat absoluut onbekend was selfs al 100 jaar gelede. Pestilensies wat uitbreek, inspuitings of inentings wat die mense gegee word deur hierdie bose sataniese geslag, hierdie verbasterde duiwelskinders, wat ons mense net al hoe sieker en sieker maak. En mense sterf nou so maklik, selfs jong mense. Dis als 'n gevolg van dit wie ons oor ons aangestel het, en dit wat ons as dokters en ander bewaarders van die volk vertrou het, dat hulle ons na ons sal kyk en ons gesond sal hou en ons vry van al hierdie ander onnatuurlike dinge. Maar ons het nie. Die farmaseutika het die natuurlike genesing waarmee ons as volk groot geword het, ons voorouers. Daar was nie dokters wat saam met die groot trek getrek het nie. Die mense het deur oorleweringe, het hulle geweet watter krye om te gebruik. En al die dinge het ons hier in die vroeë 1900s, het die wêreld dit verruil vir die farmaseutiese industrie. En nou is ons onder daai ding se vloek. Is dit Vader wat ons siek maak? Daai mense wat so loop en sê, hoe kan Vader al hierdie mense wat kanker kry vat? Kindertjies gaan dood, dit. Dit is die mens se eie gevolge van sy eie vrye wil gewees. Dank Vader, daar is 'n groot beweging terug na die natuurlike, weg van al hierdie gif wat ons nou kry. Maar dit is weer eens sy gees wat in seker is werk om mense terug te bring na die oorspronklike orde toe. Vader het kruie gemaak en plante vir ons gegee en minerale wat ons kan gebruik om ons gesondheid in orde te hou. Hy het nie, nadat hy Adam en Eva geskep het, nog 'n dokter geskep om saam met hulle rond te loop nie. Hy het nie. Ons is sy afbeelding van homself. En ons moet in staat wees, as ons sondig, en om hierdie verkeerde goed te eet of in te neem of in te asem, is 'n oortreding, maar ons moet in staat wees om dit self reg te stel. En ons kan. Ons gaan verder. Kyk, dit staan jou vry om op die hiervandaan na die suide geleë, ongeveer 500 mans lengtes hoë rots te klim, en jou dan moetswillig vooroor van die hoë rotswand na benede laat val. Volgens die noodsaaklike wet van swaartekrag, wat vir alle liggame geld, sal die moetswilligheid van jou sekerlik jou liggaamlike lewe kos. Vra jouself eers af of my toorn en my wraak die oorsaak daarvan is. Die oorsaak is die wet, 'n ordening wat hy vasgestel het. Daar na die ooste sien jy hoë bergreekse, wat baie dig bebos is. Gaan met 10 maal 100.000 mense daarheen, miljoen mense, lê vuur aan en verbrand al die bosse, dan sal die berge heeltemal kaal wees. Wat sal dit egter tot gevolg hê? Die talle daardeur werklose en naak geworde natuurgeeste sal dan in die vrye lug begin te woed en te raas. Hoekom? Want hulle blyplek is vernietig. Ontelbare weerligte, wolkbreuke van die verskriklikste aard en voortdurende haalbuie sal daarop die hele wye omgewing vernietig. Dit is alles 'n baie natuurlike gevolg van die vernieling van die bosse. Sê eers of ook daar weer sprake is van Elohim se toorn en sy wraak. En hier kry ons dan deur Yeshua inligting oor hoekom daar sulke verskriklike orkane, tifone, haalstorms waar ons praat van haal so groot soos 'n man se vuis en allerhande ander verwoestings plaasvind. Dit is 'n direkte gevolg van die mens wat
grootliks ingemeng het in die tropiese woude en bosse wat op die ewenaars is van die vastelande, waar die ergste vernietiging plaasgevind het in Suid-Amerika, deur hierdie basters, wat natuurlik deur die sataniese slangsaad opgekommandeer word, goed betaal word om alles te vernietig wat in daardie gebiede was. En die gevolg was, behalwe dat al hierdie verskriklike natuurkatastrofes plaasvind, was dat daai rivier op 'n stadium grootliks opgedroog het. En al hierdie natuurgeeste is nou in hierdie atmosfeer teenwoordig. En hulle soek plek om hulle woede uiting te gee aan dit. Want hulle is bitter ongelukkig teenoor die mens. Hulle haat ons nou. So is dit Vader wat hierdie storms oor ons bring. Daarby saam is nog die vermoë van die slangsaad addergeslag op hierdie aarde wat masjiene ontwikkel het. En storms kan naboots, aardbewings kan naboots, tsunamies kan veroorsaak. Al hierdie dinge is die mens self. En wat is die gevolg daarvan? Is dat die hele mensdom daaronder moet ly. Weereens, is dit Vader se woede? Nee, dis die gevolge van die mens se ongehoorsaamheid, waaraan ons op daai vlak nie veel kan doen nie. Ons is klein ou skepseltjies in hierdie hele orde, maar ons gaan die gevolge moet dra, want daar's nie 'n manier dat ons kan wegkom nie. As 10 maal 100.000 mense egter druk besig is om berge af te grawe en groot mere op te vul, of om uiters breë bane aan te lê, ten einde makliker oorlog te kan voer. Dit is nou wat voor die vloed gebeur het by daai stede. As mense hele bergreekse dagreise ver afskuins tot 'n hoogte van 400 tot 500 mans lengtes, of gragte, dis kanale, rondom die berge grawe van 200 tot 300 mans lengtes. Dit is 400 tot 600 meter diep kanale wat hulle gegrawe het. En daardeur die inwendige watersluise van die aarde open, sodat die berge begin versink in die leeggeworde groot waterbekkens, en die water so hoog begin styg, dat dit in Asië byna bokant die hoogste toppe van die berge soos 'n see begin voortgolf. Daarby kom nog dat by die groot verwoesting van die berge talle 100.000 maal 100.000 hektare van die bosrykste streke saam vernietig was, waardeur tallose myriades van aard- en natuurgeeste, wat voorheen die hande vol gehad het aan die mooiste en weelderigste plante groei, nou opeens vry en werkloos geword het. Vra jouself dan maar eers af, hoe die geeste toe in die ligstreke te kere sou gegaan het. Watter storms en massale wolkbreuke, watter haalmassas en hoeveel ontelbare weerligte is daar toe meer as 40 dae lank uit die wolke na die aarde geslinger, en watter watermassas sou hulle toe oor byna die hele Asië versprei het, en dit alles deur louter natuurlike oorsake. Sê eers, was dit weer Elohim se toorn en sy onversoenlike wraak? In die huishouding beskryf hy nou dat die mens alreeds voor die vloed die tegnologie van plofstof besit het. En hulle het diep gate en kanale gegrawe in plekke soos wat hy hier beskryf, en hulle het die watersluise geopen. Onder hierdie aardkors is geweldige groot bekkens water, vars water,
Ons noem dit argaïese water. Daar is wat ons mense nou met die tegnologie kan pomp, en dan is daar wat te diep is vir ons mense om kommersieel die water op die grond uit te kry. Maar met hierdie diep geboordery op soek na gas, wat noem hulle daai prosedure? Fracking. Ek weet nie wat is dit in Afrikaans nie. Ja, kraking seker. Gaan hulle nou diep ver verby hierdie dinge. En as ons nou al, as ons kyk na ons myne, ek dink hier by, naby Vogwil, Western Deep Levels, is die diepste myn in die wêreld. So ver ek geweet het, dis jare terug, was dit al op, was dit 6 kilometer? 17 is laaste. So diep, okay. Maar dit is talle kilometers diep. En almal wat daar gewerk het, weet wat se druk is daar, wat se hitte is daar, wat se water is daar. En hierdie klomp voor die vloed het toe daai sluise oopgemaak. Ek weet nie hoe groot so 'n sluis is nie, maar hy gaan definitief al hoe groter word hoe meer hy uitblaas. En die druk wat daai water onder was, dink daaraan, 'n gat so groot soos hierdie vertrek. En daai watersuil spuit uit onder druk. En hy spuit 'n paar kilometers in die lug in. Wat gebeur met hierdie warm kokende water wat in die lug in opgaan? Natuurlik, dit kondenseer. Dit koel af. En wat maak dit? Reën en haal. Afhangende van wat die natuurgeeste nou besluit. Hoe kwaad is hulle? En dit is wat die vloed veroorsaak het. Vader het nie daai sluise gaan oopmaak nie. Hy het wel sy engele opdrag gegee om na 40 dae die sluise toe te maak, wat hulle baie goed weet hoe om te doen, omdat hy 'n einde aan die vloed wou bring. Anders sou alles vergaan het. Selfs Noag se bootjie het net op die water gebly. Iewers beskryf hy dit. Dit is soos 'n dobbertjie in 'n kokende pot sop. So rof was dit. En so het Noag dan weer suiwer diere opgehaat. Ons moet baie duidelik dink, hoekom het Vader dit gedoen? Ras-egte diere staan in die boek van Herinnering. Van die willes 1 mannetjie en 1 wyfie, en van die makdiere 7. Sodat die mense vinniger weer hulle kuddes kon opbou, want onthou daar was 4 paartjies op die vloed, op die skip. En hulle moes ook weer leef van skape, beeste, hoenders ensovoorts. Dit was die rede. En die 4 pare wat dan op was ook, binne hulle soort. 3 pare, Noag en sy vrou, sy 2 oudste seuns, was Adamities. Maar Gam was geneem deur Vader se groot genade deur die liefde, as 'n klein seun of 'n seun van Kain nadat hy van voorkoms verander is deur Vader, omdat hy sy wil oorgegee het aan sy seun. En was hy genoem die willose sonder wil. Maar selfs vir daai spesie het Vader genade gehad. En nou vra mens hoekom, hy kon ons maar gelos het, dan het ons nou baie vrede op hierdie aarde gehad. Hoekom het hy die pre-Adamiete deurgebring? In sy groot verlossingsplan van sieledele, het hy hierdie regoplopende natuurmense nodig gehad, om siele ryp te maak. En het hy hulle nodig gehad om te sien hoe tree sy volk op teenoor sy skepping. Met respek en liefde of met vernietiging. En die geskiedenis wys dat dit nie baie goed gegaan het tussen die verskillende spesies op hierdie aarde nie. Waar die ergste is natuurlik die ondertrouerye en die vermenging. En nou sit ons met die gevolge daarvan. Die DNA van die Adamiet wat suiwer is, kan op 'n baie makliker manier kan genesing verkry word, omdat dit nog die oorspronklike soort was. Maar na mate die verbastering ingetree het, kan dit nie meer so suksesvol afgehandel word nie. As jy gaan kyk toe die barbaar, die natuurmens in die midde van Afrika gebly het,
en hy het basies vir hom, wat hy moes doodmaak, geëet het, basiese goed soos mielies kon verbou het, net genoeg vir hulle om te eet, was hulle uiters gesond en uiters sterk. Maar nou, na hulle verbinding met ons, kry hulle nou al die siektes van die wit man. Hulle is deurtrek met diabetes, met kanker, met bloeddruk, probleme ensovoorts. Want hulle eet nou die gemaklike kos van die wit man. Hulle is buite hulle orde, om nie te praat van ons mense wat buite ons orde is met alles wat ons eet nie. Maar dit is weer eens die gevolge van die handelinge van die mens. Dis nie Vader se woede wat jou nou 'n hamburger gee, wat 'n klomp preserveermiddels en ander gif in het nie. Jy gaan koop daai hamburger self, en dan weet jy nie wat eers daarin is nie. Daar's genoeg bewyse dat McDonald's se vleis in Amerika, ek weet nie hier nie, baie spore van mensvleis in het. En dat die Jode, en ek het so lesing geluister, dat die Jood spog, dat hulle drink die bloed van die kinders, ja, hy sê dit. Hy sê, ek nie skaam om dit te sê nie, want julle gaan dit in elk geval nie glo nie. Maar dan vat ons die vleis na die slagpale toe en hulle meng dit in julle hamburgers in. En so eet julle kinders. Staan dit dalk in die skrif? Ja, gaan kyk in Levitikus en in Deuteronomium. Julle sal julle eie kinders eet. En dis wat nou gebeur. Is dit Vader wat ons die kinders voer? Nee, is ons eie vrye wil gewees om hierdie mense toe te laat om ons te bring in hierdie toestand waarin ons nou is. Toe ons nog apart in ons boererepublieke was die kos basies van die grond af gekry. En die mense het van die grond af geëet. En daar was nie al hierdie ander plekke wat ons vandag het nie. Daar was nie supermarkte nie. Daar was nie hierdie takeaways nie. En ons mense was gesond. Maar ons het nou verwesters, ons het modern geword, en nou is al die dinge saam met ons. Die natuurgeeste is besig om ons te vernietig, want hulle is kwaad. Moet dit nie vergeet nie, ons kan hulle nie sien nie. Moses beskryf hierdie geskiedenis net soos al die ander in die gebruikelike skryftrant van toe. Dit wil sê in beelde, waarin hy geïnspireer deur die goddelike gees steeds my voorsienigheid duidelik laat uitkom, wat egter slegs deur middel van egte en ware gelykenisse te verwesenlik is. Maar is Elohim dan 'n Elohim van toorn en wraak, omdat jy en talle ander sy groot openbarings nog nooit verstaan het nie? Nou Moses beskryf dit in die destydse skryftrant, omtrent 4000 jaar gelede het hulle so geskryf. Maar die wonder van die nuwe openbaring wat ons nou vanoggend lees, is dat Joshua dit vir ons gegee het in die moderne skryftrant. En hy het dit openlik en regstreeks vir ons gesê, wat het als gebeur, omdat ons nou op 'n tegnologiese hoër trap staan as die mense van 4000 jaar gelede. En omdat bygeloof nie eintlik meer so onder ons mense gevind kan word nie. Ons is daarom nou al, die wetenskap het ons al van ons bygeloof genees. Daar is net nog baie Rooms-Katolieke wat bygelowig is, en ek dink baie keer hulle moet die domste mense op aarde wees, om daai rituele te sien, as 'n God van liefde, wat vereis dat jy deur 'n opgetofte paus of kardinaal met al die fancyste klere, loop hy met 'n ding en hy skit rook uit en hy het die reg om jou sondes te vergewe. Jy moet baie dom wees. En dan dink ek, hoe dom is hierdie Islam, wat te kere gaan, gewelddadig is in die ergste graad, vrouens gebruik net om hulle drifte te onderdram te kry, te bedwing, en
hulle gaan val op hulle knieë 3 keer of 5 keer 'n dag en hulle prewel allerhande goed uit. En hulle dink Vader moet nou daarvoor moet hy nou vir hierdie mense genade gee. Jy kan ons vir jouself dink as jy so te kere gaan teenoor jou pa om iets uit hom uit te kry. Wanneer is jou pa die mees toegeeflikste? Wanneer jy doen wat hy sê en wanneer jy in liefde met jou ouers verkeer. Kan jy eintlik jou pa enige iets vra? Mits dit nie gevaarlik is nie, gaan hy dit doen. As jy 18 jaar oud is en jy vra vir sy kar om jou meisie te gaan kuier, dan sal hy dit doen, as hy weet dat jy verantwoordelik is. So, dieselfde met ons hemelse Vader. Ons hoef nie allerhande uiterlike gedrag, reëls in te neem en op te stel vir onsself nie. Hy kyk net na die hart. En volgens die gesindheid van die hart sal hy jou bedeel met die goeie dinge, of sal hy toelaat, as jou hart nie reg is nie, dat die slegte dinge oor jou kom. Jy self kies. Hoofstuk 144, die ontstaan van rampe. 'n ander woord vir ramp is katastrofes. Hoofstuk 144, Joshua sê, ek sê vir jou, leef slegs 50 jaar lang volgens Elohim God se orde, dan sal julle van enige ramp nooit iets te siene, te hore, te ondergaan of te lye kry nie. 50 jaar, een geslag. Doen net wat hy sê. Ek sê vir julle, alle onheil, epidemies, allerlei siektes by mense en diere, slegte weer, maar en onvrugbare jare, vernietigende haal, groot, alles vernietigende oorstromings, orkane, groot storms, groot sprinkaanpla en dergelike meer, is louter gevolge van handelswyse van die mense wat wat teen die orde ingaan. Waarsku Joshua ons nie in die einde van tye in Matteus 5:25 dink ek, of daar rond nie. Wanneer julle hierdie goed sien, oorstromings, orkane, groot ander dinge, pestsiektes, dan moet julle weet die einde is naby. En dis wat ons nou ervaar reg oor die wêreld. Nog nooit was daar soveel aardbewings, nog nooit soveel vulkane wat begin oopgaan nie, nog nooit sulke vernietigende storms nie. As ons kyk net nou, ek weet nie of dit nou al minder is in Europa, dit is temperature wat nog nooit voorheen eintlik op algemeen warm plekke gekry is nie, is nou in daai koue Europa aan die hand van die dag. En daai mense kan dit nie vat nie. Wel die ou klomp Arabiërs of Arabiere wat uit soontoe gehardloop het en die swartes van Afrika wat Europa oorstroom, vir hulle is dit nie 'n probleem nie, hulle sal alles oorleef. En hier by ons oorleef hulle ook 'n sprinkaanplaag, want hulle vreet hom op. Ons nie, ons kry swaar, wanneer hierdie goed oor ons kom. En dit veroorsaak dan bankrotskappe, mense raak werkloos, landelike gebiede word ontvolk, en almal stroom stede toe, om almal nog meer onder die slawerny van hierdie wêreldheersers te kom, deurdat ons dan moet eet wat hulle vir ons gee om te eet. Dit is alles 'n gevolg van die mense ongehoorsaamheid, niks anders nie. Dat die boere in hierdie land deur hulle landbouorganisasies toegelaat het dat GMO grane geplant kon word, is seker die grootste gruwel waaraan die boere self nou gaan ly. Is dit Vader wat ons gestraf het met GMO? Nee. Want daar is ander lande in die wêreld wat weier om dit in hulle lande te laat plant. Inteendeel, jy kan tronk toe gaan. Rusland is een van hulle. Alles wat daar geplant word is sade wat kan voortplant. In Engels open pollinated seed.
dat wanneer jy beet plant byvoorbeeld of boontjies, dan hou jy 'n deel van jou land dat hy saad skiet. En dan pluk jy daai saad, jy vryf dit uit en jy berg dit vir die volgende seisoen. Dieselfde met jou mielies, dieselfde met jou koring. Maar jy kan dit nie nou doen nie, want die mens, die slangsaad het beheer oor al die saad in die wêreld. En dan het hulle nog genoeg mense, boere, wat daai saad vir hulle produseer. En dan aan hulle verkoop vir amper niks, en dan verkoop daai saadmaatskappye dit weer aan die boere vir duisende rande vir 'n sak. Dit is wat dit nou is. Alles gevolge van die ongehoorsaamheid van die mens. Ons moet ons oë oopmaak in hierdie tyd. As die mense vers 3 soveel moontlik volgens die gegewe orde sou lewe, sou hulle dit alles nie hoef te verwag nie. Die jare sou mekaar soos parels aan 'n snoer opvolg, die een net so geseënd soos die ander. Die bewoonbare deel van die aarde sou nooit deur te groot koue of te groot hitte gepla word nie. Maar wanneer die slim en besonder intelligente mense uit hulle self allerlei dinge onderneem, wat ver bo hulle eie behoefte uitstyg, wanneer hulle op aarde te groot bouwerke en te oordrewe verbeterings uitvoer, hele berge afgrawe om heersers weer aan te lê, as hulle talle honderdduisende hektaar met die mooiste bosse vernietig, as hulle ter wille van goud en silwer te diep gate in die berge slaan, as hulle ten slotte self onder mekaar in voortdurende twis en onenigheid lewe. Dink aan wat nou op die aarde gebeur, daar in die Midde-Ooste en in Oos-Europa. Terwyl hulle tog altyd deur 'n groot aantal intelligente natuurgeeste omring is, wat sowel vir die weer as die suiwerheid en gesondheid van die lug, die water en die bodem sorg, is dit dan te verwonder dat hierdie aarde steeds meer getuister word deur ontelbare kwale van allerlei aard. Gierige en hebsugtige mense sluit hulle skure met slot en grendel toe en stel bovendien nog streng bewakers aan by hulle meer as oorvloedige skatte en rykdom, en wee diegene wat daar onbevoeg by sou wou kom, hulle sou dadelik hardhandig gearresteer word. Ek wil nie daarmee sê dat iemand sy moeisaam verworwe eiendom nie moet beskerm nie. Ek het dit hier oor hoogs onnodige, tot in die onmeetlik reikende oorvloed. Sou dit dan nie uitvoerbaar wees om ook skure te bou, waar elke arme en swakke sou kon kom nie? Sy dit dan onder toesig van 'n wyse gewer wees, sodat geen arme meer sou neem as wat hy vir sy lewensonderhoud nodig het nie. As die hebsug en die gierigheid van die aarde op hierdie wyse sou verdwyn, sou ook, luister goed na my, alle maar jare op aarde verdwyn. En ek kan nie anders as ek dit lees aan ons plekkie hier buite, waar Ella en haar span vir mense soveel kos uitdeel nie. Dit is wat op landsgebied moet gebeur vir werklike arm behoeftige mense. Ek sê nie dit moet vir almal gegee word wat te lui is om te werk nie. Dit is altyd goed as iemand iets in ruil vir so 'n gawe doen. Maar as dit daar was, as die kerke by mekaar kon kom en sulke store kon oprig vir arm mense, dan sou daar nie meer arm blankes in hierdie land gewees het nie. Maar wat doen hulle in steede daarvan? Bou net nog groter geboue, met meer groter sale en teaters waar hulle dan orkeste uitnooi en vir die mense skouspele aanbied. Shows, soos gewoonlik om te sê. Want mense wil nie meer kerk toe gaan as daar nie 'n show is nie. Die waarheid stoot die mense af. Maar hier kan ons nou al hierdie dinge sien wat nou plaasvind aan die einde van die tyd
en dat ons nou bitter naby is aan 'n totale sondvloed van allerhande dinge, uiteindelik van vuur, maar dat daar water gaan wees is verseker. 'n Broer het my gister gewys in boek 5 van hierdie Lorberg reeks wat ons nou volgende gaan behandel, hoofstuk 198, nee. Sê Vader dat hierdie vloed aan die einde van die tyd, of hierdie oordeel, gaan 'n groot vloed insluit. Nie so groot soos die een by Noag nie, maar hy gaan kom. En sê hy daar, julle moet na die suide toe vlug. Waar is ons? In die suide. Staan dit in die skrif? Ja. In Jesaja 18 en in Sefanja 3. En in Henog 77 of 70. Sê Joshua, ek sal neerdal in die suidelike kwartier by my kinders, want hy kan nie neerdal waar Satan heers nie. Daar moet 'n geestelike oorblyfsel wees waar hy homself kan byvoeg en hulle dan iets kan doen om met die aarde se verval te keer. Amper soos die paar mense op Noag se ark. Jy vra dan hoe dit moontlik is, en ek antwoord daarop, op die natuurlikste wyse ter wêreld. Dit wil sê, as mens ook maar 'n bietjie op hoogte is van die innerlike werking van die hele natuur, dan moet mens nie alleen baie gou insien nie, maar dan is dit selfs baie voor die hand liggend, en dit behoort vir ons so te wees, omdat ons nou baie insig in die innerlike dinge het. Die innerlike werking van die natuur, bedoelend sieledele en natuurgeeste. Daarvoor ontstaan nog 'n geneeskragtige plant, en daar bietjie verder na vore, die uiters skadelike giftige plant. Voed beide hulle nie met dieselfde water, met presies dieselfde lug, en met dieselfde lig en dieselfde warmte nie, en tog sit hierdie plant vol geneeskrag, en die ander vol dodelike gif. Ja, waarom is dit so? Omdat die geneeskragtige plant, danksy sy innerlike, goed geordende karakter, al sy omringende natuurgeeste in ooreenstemming bring met sy goeie aard. Dit wat hy deur die lug opneem, dit wat hy deur die wortels opneem. Waarop hulle in alle vriendelikheid en vreedsaamheid die plant voedend, hulle na hom voeg, sowel van buite as van binne uit, waardeur alles in die hele plant heilsaam word, en oordag in die sonlig, sal sy uitwaseming, en sy in die wye omtrek omgewende natuurgeeste, sowel op mense, as ook op talle diere, 'n buitengewoon heilsame invloed uitoefen. Wat jy en ek kan ervaar as ons in die natuur ingaan, veral vroegoggend, wanneer die natuur begin ontwaak, jy voel net anders. Jy voel hier is iets, dis die natuurgeeste wat aan jou kom, en jou raak, en jou voed, met daai geneeskragtige goed wat binne in plante is. En daarom is dit nie so ver gesog as jy jou hande om 'n boom wil sit en hom wil 'n drukkie gee nie. Jy ervaar daai geneestelike krag wat uit daai boom uitkom. En dit is niks anderste as Vader se natuurgeeste wat deel is van sy gees nie. Maar kom ons kyk wat sê hy. Vers 8, 9, nee, by die gifplant daarenteen, of daar, waarin 'n baie selfsugtige en grimmige, toornige karakter om huisves, word egter dieselfde natuurgeeste ook deur hierdie karakter beïnvloed, en sodoende heeltemal verander. Hulle voeg hulle eweneens die plant voedend na hom, en hulle hele karakter word daarom heeltemal gelyk aan die oorspronklike karakter van hierdie plant. Maar ook sy omgewing en as te ware, sy uitwaseming is giftig en skadelik vir die menslike gesondheid
En die diere kom met hulle gevoelige neuse nie in sy buurt nie. Nou ons het sulke voorbeelde van sulke giftige plante. Die een wat ek nou maar aan kan dink wat algemeen voorkom, ek het hulle nou ongelukkig al, of gelukkig al allemaal uitgeroei hier op die plaas, toe ek op die plek 33 jaar terug gekoop het, was hulle volop. En dit is 'n boom wat julle daar ken, die Ceylonsroos. Uiters giftige plant. En ek sal jou nie aanraai om jou hande om daai stryd te gaan sit nie. Ons weet van voorbeelde waar 'n dogtertjie so 'n blommetjie gevat het en sy die blommetjie geëet. Hy het pragtige blomme, hulle pink en wit. En sy het verlam geraak. Ek weet nie vir hoeveel jare nie en ek weet ook nie of sy vir ewig verlam is nie. Maar sy het direk daarna, onmiddellik, verlam geraak. Ons het eendag gebraai by 'n vakansieoord en langs die braaier staan toe so 'n boom wat ons nie eintlik opgelet het nie, want daar was nie blomme nie. En 'n vriend van my vat 'n takkie wat daar onder gelê het en hy krap die kole daar so de mekaar. Ons het nie een van ons drie daai nag geslaap nie. Ons het net vleis gebraai, 'n stukkie pap. Ons was siek tot die dood toe, ons maag het gewerk. En al oorsaak wat ons kon vind is daai stukkie Ceylonsroos se tak. 'n Ander boom of 'n plant wat ook die teenoorgestelde is, wat jy in jou huis kan plant, is die skoonma se tong. Julle ken hom. Hy gee weer suurstof af. Ons het nou gelees in die vorige lesings, suurstof is Vader se gees. En so 'n plant is baie heilsaam in jou woning. So al hierdie dinge het te doen met die innerlike van die natuur, wat duidelik geaffekteer word as die mens uit die orde gaan. Nou moet die mens GMO pap eet. Die mens se siel, wat nog in die orde is nie, sy siel is nie opneembaar vir daai mieliepap se samestelling nie. Dit kom in, dit word verwerk deur jou spysvertering en dit gaan uit. Maar as jy die werklike, oorspronklike, bekende sieledele vir die liggaam se sieledele inneem, dan is dit vir jou tot groot voordeel. Jou siel word versterk, jy word gesond in gees en vlees. En so is dit met al die dinge wat ons eet. Die brood wat ons eet is absoluut pateties vir die liggaam. En al bak ons eie brood, koop ons die meel wat by plekke gehaal word wat uit silo's uitkom, waar enige ding ingegooi word. Inteendeel, waar die silo's vandag vat nie meer nie GMO produkte nie. As hulle agterkom, jy het nog suiwer mielies en suiwer koring, dan sê hulle draai weg. Gaan soek 'n ander mark vir dit. So, ons is nou aan die einde van die tyd voor die laaste groot vloed. Wat ons weet, 'n katastrofe gaan wees van onmeetlike aard, wat die hele aarde gelyk gaan tref, wat lyk vir my aangehits gaan word deur 'n ster wat naby verbykom. Ek wonder partykeer of dit wel 'n fisiese ster is en of dit nie die geestelike ster is wat Henog van praat, wat 'n prins is, wat niemand anders daar as Lucifer is nie, wat hy kragtig op hierdie aarde gaan verbykom nie. Maar hoe dit ook al sy, albei gaan gebeur. Die uiterlike, maak nie saak hoe hy plaasvind, die gaan 'n innerlike gevolg hê, dat die mense totaal en al uitgewis sal moet word in die laaste groot vuurvloed wat kom, waar Vader dan darm sy kinders vir 'n kort tydperk gaan wegneem, dat hulle nie daardie oordeel hoef deur te leef nie. So ek hoop almal verstaan 'n bietjie beter oor die sondvloed, en as ons kyk hoe ons land was in die tye van die twee boererepublieke in die 1800s, en ons kyk nou, dan is daar 'n hemelsbreë verskil. En dit alles is bewerk deur die wêreldheersers,
wat almal gevul is met die gees van Satan. Soos wat Joshua vir die Jode sê, julle het die duiwel as vader, en die werke van julle vader wil julle doen. Dit is verskriklik om eintlik te dink dat daar sulke bose wesens tussen ons loop en oor ons aangestel is. Mag Vader ons almal in sy hand behoed en beskerm. Baie dankie.